Goeienaand, Eden FM luisteraars. Dis maandag aand en dis tyd vir ons het koppel bymekaar. Goeienaand, Thea. Goeienaand Hans, hoe gaan dit vanaand met jou? Dit gaan sommer baie beter as laas maandag aand toe ek griep gehad het. Ek is lekker gesond en dit was 'n lekker warm dag hier in Oudtshoorn. So nee, lekker. En ek sien uit na die gesprek. Ons het vanaand 'n baie spesiale gas hier saam met ons. Ek dink daar's 'n klomp luisteraars wat seker opgewonde is. Dr. Henning Gericke, hy was 'n bekende atleet in sy dag, hy het wêreld ouderdomsrekord gehou. Destyds mense wat sport gevolg het gesien hoe hy deel was van daai 3-manskap saam met Johan Fourie, Dion Drimmer en Henning Gericke. Sy doktorsgraad in sielkunde, sportsielkunde spesifiek is hy spesialis area ook organisasieontwikkeling, coaching, mentorskap. Goeienaand, Henning. Hallo ons, is so lekker om met julle te gesels vandag in Thea en ja, Suid-Kaap is my gunsteling plek, so ek enige iets wat ek met die Suid-Kaap te doen het, is vir my altyd positief. Ja, so. Sê vir my, wat sê jy van die Olimpiese spele? Ons het in die Suid-Kaap het Elroy geland, ons harte bly gemaak deur Saterdag 11 te eindig in die marathon en Joanne van Dijk silwer gewen. Sy is van Heidelberg, ook uit die Suid-Kaap uit. Wat sê jy van die spele? So, het wys iets is in die water daar, ja, nee, dis fantasties. Weet ons, jy het self op 'n hoë vlak deelgeneem en dis eintlik uit die aardse prestasie so goed, weet, maar dis stories agter daai atlete en sportmense, jy weet, hulle almal het 'n unieke storie van nie altyd alles wat perfek gegaan het in hulle lewe nie, en al die emosies en al die mense om hulle. Ek dink dit seker elke Tokyo was nou heeltemal in COVID tyd, jy weet, maar dit was fantasties geweest om op die toeskouers se betrokkenheid en die mense waarvoor hulle omgee, wat hulle ondersteun het, jy weet, so mense het amper deel gevoel van daai hele ervaring van mislukkings en teleurstellings en toppunte en sommer al die positiewe goed, en dis maar eintlik soos die lewe eintlik is, mense het amper so 'n bietjie ervaar, maar dit is fantasties vir my geweest. Ja, het is wonderlik geweest. Ek is altyd also Lydia daai Nieu-Seelandse oprichter praat ons van these champions everywhere. En dit is by die Olimpiese spele vir my altyd so wys net daai spiesgooier byvoorbeeld van Pakistan wat die Olimpiese rekord gegooi het, en ek lees die berig dat hulle sê sy village het sy geld ingesamel om vir hom 'n nuwe spies te koop. Jy weet, dit is net die is ongelooflike stories. Jy weet, Botswana wat amper die wêreldrekord gebreek het met hulle 4x400 aflosspan. Ek weet, een van die 3 lande in die wêreld met die laagste bevolking. En weet, hoe kan hulle compete met die Amerikaners met al hulle geld, en hulle het hulle amper gewen. Dit wys 'n ou se hart reg is, en 'n ou is geïnspireerd, en jy word geïnspireer deur mense om jou, en natuurlik met 'n ou so 'n bietjie potensiaal hê, maar daar's baie ander goed wat 'n ou kampioene maak. Miskien kan ons vanaand daaroor 'n bietjie gesels, wat maak kampioene, en ja, nee, dit is so. Ja, Henning, ek weet dat jy het al 'n hele klomp boeke geskryf. Dan kan ons begin, voordat ons praat van kampioene, net om die luisteraars so 'n bietjie te entice met die tipe boeke wat jy geskryf het. Ja, Thea, weet jy wat, as 'n ou nou klaar is, as ek nou klaar, soos ek sê, my eie sport gedoen het, en dan het gaan maar ons almal, jy ook, jy het 'n doktorsgraad, en jy studeer, en Hans, en ons almal probeer ons bes om 'n sukses te maak in die lewe, en daar's verskillende definisies van sukses, maar ek is regtig op 'n reis op die oomblik, Thea, en al die luisteraars, gaan nie vir my oor my sukses meer nie, jy weet, al my ervarings, al my goed. Dit gaan, wat kan ek doen om ander mense beter te maak? Die Engelse praat van 'n journey of significance, jy weet, en dis hoekom ek begin boeke skryf het, sommige vir myself, goed wat ek miskien nog steeds in my lewe nodig het, jy weet, wat ek nog moet leer, en mense hou mos nooit op leer nie, en groei nie, dit is my passie in die lewe, as altyd meer as wat 'n ou dink, jy weet, is what I learn after I think I know it all, jy weet, dis vir my 'n ding wat ek nogal in glo. En toe ek begin, die eerste boek het ek 'n paar jaar teruggespring, Inspiring Champions, en ek het na top mense gekyk, nie net in die sportwêreld, wat maak hulle kampioene, Dare to Dream, en ek het met Cameron van der Burg, ek het met hom gewerk, die swemmer, en ek het met 'n Dani Gerber, en ek het met 'n Bruce Fordyce, en tot 'n ou soos Leon Schuster wat musiek ingebring het.
ek het daaroor geskryf en daar het soveel goed daar uitgekom en toe het ek aan 'n boek ook geskryf, Creating Your Champion Team, want ek het belang gestel, hoe moet 'n CEO van 'n company wees, hoe moet 'n afrigter wees, hoe kan hy mense bymekaar kry? En so het ek verskillende boeke en ek my nuutste boek, ek kan miskien 'n bietjie daaroor praat, is oor, ek het nog altyd die passie gehad, ek wil iets ook doen vir ouers en afrigters en toe het ek inspirerende ouerskap geskryf, my nuutste boek, maak kampioene in sport en die lewe, want dit is nie net in sport nie, dit is eintlik in die lewe, inspirerende ouerskap en ek het soveel goed geleer daaruit en dit is vir my soveel inspirasie gegee om dit te doen. Ja, dis waar ek nou is omtrent my boeke. Ek lees op die internet dat een van die reviews sê dat die doel van daardie boek is dat dat ouers vir hulle kinders die grootste geskenk kan gee. En dit is, en ek hou nou aan in Engels, the ability to tell their own inspiring stories one day. Ek dink dit het hy reeds vir my gesê, ek wil definitief die boek lees. Maar as jy nou 'n paar goedjies kan sê, wat het jy geleer? Jy sê jy skryf vir jouself, wat is van die goedjies wat jy geleer het in jou eie boek uit? Weet jy, Tia, daar's 'n paar goed, dan kan ons rondom dit praat. Jy weet, ons het net daaroor genoem, ons het gepraat van kampioene, wêreldkampioene, maar ek het geleer, ek het met Sia Kolisi gepraat en Pieter Steff en met hulle ouers en oupas en oumas. Toe het ek geleer, it takes a village to raise a child. So my definisie van ouerskap is, wat ek agterkom het, is jy hoef nie 'n perfekte ma en pa en is 'n perfekte gesin. Natuurlik wil 'n ou die huwelik en mens probeer werk in verhoudings, maar baie van die mense wat ek mee gewerk het, kom nie uit perfekte omstandighede uit nie. As ek sê gewerk het, wat ek se stories nog geluister het, jy weet, so 'n Sia Kolisi se ouma het hom groot gemaak, wat die pa verder gaan studeer het, nie met hom iets te doen, die ma was 15 jaar oud en die familie het gesê, ons kan nie na hierdie kind kyk nie, en so is daar baie goed wat ek geleer het, daar is soveel mense wat 'n rol in 'n kind se lewe het, so as jy miskien vanaand luister, jy weet, jy is ouer, jy is afrigter, jy is oupa, jy is ouma, jy is 'n oom, miskien het iemand wat iets met daai kind te doen het, help om my kind se karakter te vorm. Dis een van die goed wat vir my uitgestaan het. En dan natuurlik, ons het 'n persepsie, en ouers ook en ons almal, en ek het baie daaroor in die boek ook, en dit is 'n gemaklike boek, dit is nie 'n moeilike leesboek nie, daar's storie in, bietjie prentjies, en bietjie laat mens bietjie, soos die Engels sê, digest. En een van die goed wat ek agtergekom het, talent is nie alles nie. En ouers, en ons dink altyd, as my kind nie talent het nie, dan gaan hy dit kan doen nie. En ons baie studies gedoen wat jou werksetiek en jou houding baie belangriker as talent op jou einde is. So ek het dit besef ook, dat dis die boodskap wat ouers moet hoor. Ek wil nie te veel boodskap hê, want anders praat ek oor die hele boek en ek is opgewonde, ek sal heeltyd daaroor praat, maar een van die goed ook, Tia en Hans, is allow your children to fail. Dit klink baie, hoe kan my kind misluk? Want ons kind moet suksesvol wees, maar weet jy wat, die lewe gaan oor teleurstellings, die lewe gaan oor, as jy al hierdie kampioene vat, hulle almal het misluk, in die besigheidswêreld, jy wat na my luister op die oomblik, jy het soveel goed wat jy nie, en dis wat mense kampioen maak, is jy kan opstaan, weer beklei, weer jou beste kan probeer, en dis op die einde wat kampioene maak, en ouers, ons wil ons kinders so beskerm, dat hulle nooit misluk nie, 'n kind moet perfek wees, en hy mag nie foute maak nie, en vir my is dit van die kerngoed wat ek in die boek agtergekom, allow your child to fail, die kind se selfbeeld is die belangrikste, ons kan miskien 'n bietjie daaroor praat, wat dink ek daaroor, maar dis net 'n paar gedagtes, soos inleiding van die boek. Weet jy wat dit vir my, dis van jou boek, en wat ek het vir jou gesê, ek hou van die manier hoe jy die uitleg gedoen het, die balans tussen 'n teoretiese stukkie en dan iemand se persoonlike storie. So dit is so lekker om dit te lees, maar ek onthou een van die goed wat my opgeval het, was oor jou beskrywing van 'n competitor, oor hoe 'n ouer en 'n afrigter nie 'n competitor moet sien as iets bad wat amper vernietig moet word nie, maar ek dink jy die Latynse woord gebruik om te sê dit is iemand wat jou help ontwikkel. As jy dalk iets daaroor kan sê, asseblief. Ja, dit is 'n baie ander manier van dink, want mens wil tog wen, né? Ons kan 'n bietjie daaroor praat, ons almal wil wen, om te sê ons wil nie wen nie, maar ons moet 'n ander definisie van wen kry, ons ouers, ons afrigters, almal wat met 'n kind werk.
Ek gaan kyk na die Olimpiese, al die atlete wat nou deelgeneem het. Ons praat nou, maar dit ons vars in ons geheue is. En jy weet, van die goed wat, kyk, byvoorbeeld die paalspring, hoe naby die ouens mekaar was, die ouetjie van Swede wat gewen het, en die ander ouens wat hom aangemoedig, die ouens wat tweede, derde was, gaan kyk 'n bietjie, dis die top mense, hoe jy eintlik, jy weet, ek was gelukkig deel van 'n Springbokspan vir 4 jaar te wees met rugby wat 'n wêreldbeker gewen, na die tyd kom die All Blacks in ons kleedkamer, al is jy hoogs kompeteerend, op die einde van die dag gaan dit oor verhoudinge bou. Op die einde van die dag is jy jou kind grootmaak om die teenstander te haat en dit gaan nie jou kind nie beter maak. Jy gaan nie hom net op die einde help of nie help omdat hy nie op homself fokus en op ander mense fokus. So die belangrike dis, ek weet dis 'n skuif, is 'n psigiese skuif, is 'n kopskuif, maar om amper daai teenstander kan sien, hy of sy gaan die beste uit my uitbring, is my geleentheid dat daai persoon my gaan toets, my karakter gaan toets, en hoe ek myself uit my gemaksone kan uitkry, en dis die geheim, en as jy dit met 'n kind kan regkry, vat jy die druk van 'n kind af, want dan as hy nie wen nie, dan op die einde het hy alles gegee, en hy bou verhouding, en dis waaroor die lewe gaan eintlik, maar ons doen so goed, ten koste alles van wen, laat ons, en dis een van die goed dans, om jou teenstander te sien, as nie, dis die bad ou, en ek moet hom wen. Ja, dit is nogal 'n kopskuif wat 'n ou daar moet maak. Dis 'n radikale kopskuif vir my daai Henning, want ons is omring met sportliefhebbers, geesdriftiges, en ek kyk op social media oor hoe mense sekere sportlei ontspanne baie van hou, en dan is daar ander sportlei wat gesien word amper as bad en afskuwelik. Jy weet, en dit voel vir my, ek dink dat ek stem saam met jou dat ons moet verby die personality van die sportpan kyk en kyk na die proses wat hulle volg, die prestasie wat hulle lewer. Jou voorbeeld van daai Armand de Plante storie wêreldbeker in die paalspring gespring, en dit was vir my so fantasties mooi. Wat is daai Amerikaner, wat tweede was, hoe hy hom aangemoedig het, dat jy nou van praat, dis beautiful, jy weet, en dit is op die heel hoogste vlak, jy weet, dis iets anders. Op die einde gaan dit oor waardes, wat wil 'n ou vir ou kinders leer, wat ons wil vir hulle waardes leer, daarom 'n verhouding tussen 'n afrigter, en dis een van die moeilike goed wat hulle ou mee sit, as 'n kind is, en hy's 10 jaar oud, en hy word vir 'n B-span gekies, en die pa dink hy moet vir die A-span speel, hoekom kan hy nie? Daai verhouding wat 'n afrigter het, en Tatjana se afrigter Rocco het vir iets wonderlik in die boek geskryf, wat is die rol van die afrigter, wat is die rol van die ouer, wat is almal se rol? En ek dink as jy jou rol verstaan, en ons bou kinders se karakter, en ons laat hulle besef, weet, dis waaroor die lewe eintlik gaan. Dit gaan oor, ons wil kompeterend wees, ons wil karakterwys, ons wil fighting, ons moet braaf wees, ons moet waagmoed hê, maar op die einde van die dag gaan dit oor, soos die All Blacks, hulle het dit geleer ook, jy weet, ek onthou daai tyd, toe ek betrokke was, en die All Blacks het regtig nie goeie waardes gehad nie, ek wil nie in diepte daarin gaan, wat na wedstryde gebeur het nie, en hulle het hulle begin met die hele slogan, better people make better All Blacks, jy weet, en toe dan het hulle 2 wêreldbekers gewen, en dis op die einde gaan dit oor, om kinders waardes te leer, waardes van, as 'n afrigter gaan beklei, of 'n onderwyser of 'n ouer gaan beklei met die afrigter die hele tyd, dan leer daai kind, die lewe het konflik die hele tyd, mense verskil, in plaas van daai kind leer, kan sê, hey, ek moet na myself kyk, ek kan nie 'n victim wees nie, ek moet leer om verhoudinge te bou, so daar's soveel waardes wat jy kinders kan leer, nie net in sport nie, enigiets wat hulle doen, is jy daai kernwaardes oordra vir 'n kind, en een van die goeds om goeie verhoudinge te bou, ek en jy het baie keer te mekaar gehardloop, en jy het net van Dion Brouwer en Johan Fourie en Matthew Stomani of wie ook al, en op die einde van die dag is jy hoogs kompeterend, jy weet, maar jy's ook vriende, jy gee om vir mekaar, ek nou nog kontak met daai, en dit is op die einde daai memories, en dis wat ons moet help bou vir ons kinders. En daar's te veel kinders, Hans, wat druk het, en wat sport nie meer geniet nie, en dis vir al hierdie faktore wat 'n rol speel, die druk raak nie te veel, en dan stel nie meer belang nie, jy weet. Henning, ek dink, wat jy praat van die sport, sien ek soms in die akademie ook,
kinders wat eintlik gifted is, wat baie goeie resultate kan bereik, maar omdat die druk te veel raak, die verwagting is te veel, dan presteer hulle nie soos hulle moet presteer nie. So vir my, dit wat jy sê van die sport, kan ek sien in die akademie ook. En ek wil nou nog iets sê van wat jy vroeër gesê het van teaching your child to fail. Ek dink ons program, een van ons ondertone is veerkragtigheid. Ons praat met mense wat praat oor veerkragtigheid en jy kan nie veerkragtigheid of resilience opbou as jy nie al gefaal het nie. As jy nie weet hoe dit voel om nie die hoogtes te bereik nie, om weer op te staan. So ek hou van dit wat jy sê en dan kan jy so 'n bietjie nou uitbrei as jy wil oor hoe veerkragtigheid 'n kind se self-esteem beïnvloed. En die langtermyn van 'n kind met 'n goeie self-esteem. Ja, ek dink dit gaan oor die terugvoer wat jy vir 'n kind gee. Ons praat in die Engelse praat van appreciation feedback en constructive feedback. Jy weet, in jou terugvoer wat jy vir 'n kind gee. Almal het seker van hierdie boeke van die growth mindset en dis nogal 'n bekende term, maar 'n growth mindset beteken eintlik 'n groei ingesteldheid. Dis wat ons nou oor praat van resilience en veerkragtigheid, dat daai kind weet, ek het nog nie daai taak bemeester nie, ek kan nog beter raak, ek moet nog werk aan myself, want dan ontwikkel jy 'n kind se selfbeeld, dan leer jy hom veerkragtigheid, want hy wil aanhou, hy wil nie ophou nie. Maar as jy 'n fixed mindset is, fixed mindset sê, my kind is nie slim genoeg nie, sy IQ is 90, hy gaan nie kan maak nie, hy is nie talentvol nie, hy gaan nie musiek kan doen nie, hy gaan nie dit kan doen op 'n akademiese gebied, is hy maar net nie goed genoeg nie. Dan het jy 'n tipe fixed mindset baie keer. En dan wil hy kind nie leer nie, dan gaan hy nie groei nie, dan gaan hy daai veerkragtigheid ontwikkel, want hy voel, ek is nie goed daarmee nie. So die terugvoer wat jy vir jou kind gee, die ingesteldheid wat jy, daarom jou definisie van sukses is ongelooflik belangrik as ouer, of wie maar is jou definisie van jou werk met jou kind, en jy glo, en jy terugvoer vir hom, jy moet wen, jy moet die beste wees, die kompetisie is die vyand, al daai goed, dan gaan hy kind nooit veerkragtigheid ontwikkel nie. Jy weet, ons praat ook van grit, en daar was, ek dink Hans het nog vir my die ding opgestuur een keer, Hans, ek dink Hans weet baie daarvan oor die gritskaal, as 'n gritskaal, wat juist 'n skaal is wat veerkragtigheid meet, jy weet, jy sal ook weet, jy weet, en dis op die einde die ding, is jy daai grit houding het, en kan aanhou, en kan, in die besigheidswêreld ook, al is dinge hoe onseker, ek het baie praatjies met besigheid mense, wat maak 'n entrepreneur, en die regte top entrepreneurs, is ouens wat daai onsekerheid kan hanteer van die ekonomie en alles, en verby dit kan kyk, en hulle kan amper anders na die realiteit kyk, en hulle het hierdie veerkragtigheid om te kan sê, hey, ek moet slimmer, dis die maniere. So, die hele konsep van veerkragtigheid, op die Engelse praat van resilience, is ongelooflik, en jy kry dit net by 'n kind, as jy hom toelaat om te misluk, en dan kan hy daaroor praat, want dan groei hy, dan leer hy, dan sê, hoe gaan ek beter raak? En jy as ouer kan vra, wat kan jy anders doen? Wat het jy geleer hieruit? Dan begin hy daai resilience te ontwikkel, en sê, hey, dit is iets wat my sterker maak, dis iets wat my gaan beter maak. John Maxwell het wonderlike goed daaroor geskryf, Failing Forward in sy boeke, jy weet, dis my 'n mooi beginsel. Failing backwards is jy blameer, en jy leer niks uit, en jy ontwikkel nie veerkragtigheid. Die failing forward is, hoe raak ek sterker, hoe leer ek uit? En daarom met 'n kind se hele omgewing van so aard wees, dat die kind kan voel. En ek sê weer, kyk na toppresteerders, of enige, kyk na Tatjana, as jy met haar praat, en met haar konsulteer en dit. Haar hele selfbeeld is nie gebou, dis my ongelooflike beginsel, Hans en Thea en luisteraars, wat ek geleer het. As jou selfbeeld gebou is, net op dit wat jy doen, is dit baie gevaarlik. Met ander woorde, as jy nie presteer nie, dan voel ek nie goed oor myself nie. En as ek eerlik is, ek het Hans se jaar, ek is bietjie ouer as Hans, maar ek het baie keer, ek as junior, en Hans het nog my SA rekord gebreek, en so, Hans sal weet waarvan ek praat, maar as ek 'n swak wedloop gehardloop het, dan het ek sommer, ek het so sleg gevoel, ek wil nie mense sien nie, en ek wil nie dit doen nie, want ek het nooit geleer om te verloor nie, en dit is nie 'n goeie manier om sterker te raak nie. En daarom dink ek, ou moet juist dit 'n kind leer, dat jou selfbeeld nie gebaseer is. So Tatjana, as jy luister wat sy sê, sy swem gaan my nie definieer, my as mens nie. As jou kind kan leer, hulle sport of hulle akademie,
of kuns wat hulle doen, definieer hulle nie as mens nie. Hulle is baie meer. Jy's nie net 'n doing nie, jy's 'n being ook. Jy het 'n geestelike wese, jy's spirituele wese. As jy weer die Olimpiese spele kyk, hoeveel mense spiritueel het dankie gesê en 'n spirituele anker gehad wat hulle sterker gemaak het. Baie net meer as hulle prestasie nie. Bietjie en jy, dis baie waar wat jy sê. Ek was sterk akademies op skool en toe ek universiteit toe gaan, toe is dit was 'n groot lading en ek het 'n vak gedryf en ek dink as dit nie vir die woorde was van my pa nie, sou ek seker daar opgehou het. En as dit wat hy vir my gesê het, het my aangespoor dat ek is waar ek vandag is. So dis so waar wat jy sê. Die woorde wat ouers vir hulle kinders sê, dat dit kan 'n kind veerkragtig maak, dit kan 'n kind se selfesteem bou of nie. Baie. Die tyd hardloop met ons moet gou 'n advertensiebreek vat. Ekskuus, en wat ek nou die rede val. Jy het vir ons liedjies gekies om te speel en die eerste ene is Victoria Baai van Lucas Marie. Hoekom het jy hom gekies? Ek sal kort sê, Hans, weet jy, my oupa was daar in die bosbou gewees, daar by Bergplaas tussen George en huis, my ma het op in die Oudtshoorn op skool, my pa op Oudtshoorn op die Boys High. En jy weet, daai liedjie, ek het toe later Lucas Marie leer ken ook, jy weet, maar as ek in daai omgewing dink, en ek gaan nog elke Desember so toe, nou Vleesbaai meer, maar as ek in daai omgewing kom, en my seun het gaan bosbou op Saasveld ook studeer, jy weet, so die hele Victoria Baai verteenwoordig met die Suid-Kaap en my herinneringe as kind en soveel goeters en dit hoekom ek daai liedjie gekies het, Hans. So ons gaan terugspring in jou verlede in. Lucas Marie, Victoria Baai. Goeienaand luisteraars. Dis nog 'n episode van ons het koppe bymekaar saam met ons in die ateljee op die lig aanlyn. Dis Dr. Henning Gericke, bekende sielkundige wat spesialiseer in sport en motivering en ook 'n mens. Sien jy tydens die breke daar het jy 'n vraag gehad wat jy vir Henning wou vra? Ja, en ek sien dat in die boek wat jy skryf oor inspirerende ouerskap, is dat een van jou onderwerpe gaan oor positiewe en negatiewe eienskappe en dan praat dit oor positive pressure without overwhelming the child en ek gedink, wow, hoe doen jy dit? Wat is positiewe druk en hoe gee jy dit sonder om 'n kind te oorweldig? Ja, dis 'n goeie vraag, jy weet, ek bedoel ons het van die goed al geraak, positiewe druk is byvoorbeeld om 'n proses te fokus, hy met karakter wys, hy met werksetiek of sy met werksetiek wys, dissipline wys, bereid wees om te kan verloor, uitgroei. Dis alles positiewe druk goed. Want negatiewe druk is jy moet wen, jy mag nie misluk nie. Jy moet perfek wees. Maar een van die goed wat ek geleer het wat jy oor vra, eintlik prakties positiewe druk, jy weet, vir my is dit die kind moet tog verantwoordelikheid vat, Theo. Hy moet kan, of sy moet kan sê, hey, ek het besluit om ballet te oefen, of ek besluit om musiek te speel, of wat ook al. Dan kan jy vir jou kind nie altyd die maklike uitweg gee om te kan sê, ag, ek kan nie daarvan nie, kom ons los het. Want dan is daai kind besluit om iets te doen. Ek praat in die boek van tough love. En tough love is baie liefde. Tough love is leer om 'n kind om verantwoordelikheid ook vat, leer 'n kind om deur te druk, leer om nie 'n victim te weet en verskoning te maak nie. En dis my deel van positiewe druk wat jy ook op 'n kind tog sit. En jy as ouer het 'n rol, want die kind kan tog nie besluit, ag, ek noem dit ook wyse ouerskap daar. Jy is nie die autoritaire ouer of jy is hierdie ouer wat maar alles die kind toelaat, dat die kind maar alles doen en dis ons leef ons in 'n omgewing waar die kind alles, as die kind vra dan doen ons alles amper. Maar die tough love is amper daai baie omgee, baie liefde, maar ook demanding in die woord in terme van jy wil hê hy moet deurdring of hy of sy moet kan deurdruk, moenie sommer opgee nie. En dis vir my deel van hierdie positiewe druk wat jy op kinders sit, dat jy dit nie vir kinders te maklik altyd moet maak nie, want die lewe is maar taal. Maar dis nie druk om te sê jy moet wen, jy moet presteer nie. Dis eerder druk wat jy op die kind sit om daai basiese waardes van uithou vermoë, van teleurstellings hanteer, van karakter ontwikkel. Jy sit druk dat daai goed ontwikkel word, nie prestasie nie. Daar's 'n groot verskil. En jy laat my dink daar's 'n gesegde wat hulle sê, daar is streng
streng kinders en gehoorsame ouers. En dis Ja, waarvan jy praat, jy praat van streng ouers en gehoorsame kinders. En ek dink, ek sien dit, ons sien dit baie, ek weet nie van jou nie, Hans, ons sien dit baie. Ouers wat dink dat as hulle alles toelaat, dan wys hulle liefde, maar dit is nie tough love nie. Dit is so, jy weet, dit is Henning, ekskuus, het 'n storie- ek wil jou graag iets vra man, en ek Leonard Cohen het so 'n liedjie wat hy praat van there's a crack in everything and that's how the light comes in. En die AA's destyds begin deur twee voormalige alkoholiste. Jy weet wat en seker die grootste organisasie wat alkohol misbruik bestry het. Jy weet ek loop nou met 'n lang draai via wat ek en Henning ken mekaar nou al baie jare en Henning, ek dink jy weet hoe jy gepresteer het as 'n junior. Jy was soos 'n Zola Butt gewees. Vir die luisteraars wat nou miskien nie dit weet nie, maar ek dink Zola Butt was 'n wêreldrekordhouer, Olimpiese atleet, Nee, maar ek dink in terme van jou junior prestasies was die verwagting dat jy as 'n senior atleet 'n Zola Butt sou wees. Maar dit het nie gebeur dat jy daai ongelooflike talent wat jy gewys het as 'n junior op dieselfde vlak, maar miskien dit wat jy nou doen en 'n ander atleet, en ek dink ek wil nou sy naam op die lig noem nie, het eendag gesê, jy weet Henning het miskien nie sy potensiaal as atleet verwesenlik nie, maar hoe hy dit verwesenlik is die lesse wat hy geleer het deur sy deelname en het hy leer dit nou aan sportlui sodat hulle nie dieselfde foute hoef te maak nie. En ek wil net hê jy moet 'n bietjie hieroor praat. Hoe het jy ek dink toe jy in jou 20's gewees het en jy weet in die skaduwee van jou handvoet so gehardloop het en hoe het jy sin gemaak daarmee? Hoe het dit jou laat groei? Ja, ek het net eraan geraak, jy weet, ou weet nie altyd in die lewe wat die plan is nie, jy weet, en ek is 'n ou wat fanaties is, ek kry rugby gespeel op skool, cricket gespeel, en ek het 'n afrigter gehad van ons boys, en wat 'n groot invloed op my lewe gehad het, jy weet, en ons het in die oggend, en ek sê dit met alle respek, ons 10 te hard geoefen, jy weet die oefenfisiologie ken, en ek kom myself druk, ek hoef nie deur iemand gedruk te word nie, wat is die oggend 5:30, dan sit op Menlo Park se baan. Ek het 1 SA's 815 en 3000 gewen, 5 wedlope, waar ek, jy weet, binne net oor die 24 uur, maar daai spieruite wat ek gedoen het, en goed wat ek gedoen het, so ou was op 'n ander vlak so reg, maar ek dink, ou psigies soveel sterker as jy ouer raak in die lewe, jy weet, en wat my gebeur het, ek het vroeër dan al verwys, jy weet, ek het nooit geleer om te verloor nie, en toe ek die eerste keer begin verloor, ek het Amerika toe, met 'n studiebeurs, en ek het my tennis geskeer 6 maande uit, toen ek 2 jaar weermag toe gaan, daai tyd was dit verpligtend, en toe ek terugkom, ewe skielik, die ou se naam, ek kan nie mooi onthou nie, ek dink sy naam was Johan Fourie, het net nou genoem, nee, ek maak 'n grapie, in elk geval, so 'n bietjie, toe hardloop die ou my weg, jy weet, ewe skielik, ek het hom nog af en toe in die 800 gewen, jy weet, maar, en dit is, ja, dit is, ek moet sê, dit is nogal om baie eerlik te wees, is nogal iets in my lewe wat onvervuld is, omdat ek baie keer by mense hoor, en sê, Henning, jy het soveel talent gehad, en hoekom, weet, maar ek het alles gegee in die lewe, ek het opgehou toe ek 24 is, ek het begin studeer toe, en besef, ek het gekwalifiseer vir Olimpiese spele, maar wat ek geleer het jy my vra, in daai tyd het ek nie dit so besef nie, maar my selfbeeld en wie ek is nie gekoppel aan hoeveelste ek gekom het, of ek was nie so goeie. Ek het 'n tyd in my lewe gehad wat wonderlik was, wat ek geleer het om te wen, wat ek geleer het om te verloor, en dit alles het my as mens werklik soveel sterker gemaak, as ek met 'n Kurt Lee nou werk, en hy kom uit moeilike omgewing uit, en sy storie is ook in my boek, en ek werk met 'n Connell Hendricks, en ek werk met ouens wat teleurstellings gehad het, en ook om vir hulle iets teruggee. Dan is my rol mos nou baie meer in die lewe, dat ek nou 'n goeie senior was, en kon wen daar, en wat het ek dan in my lewe gedoen aan, so ek dink, en dis op 'n geestelike dimensie wat ek wil sê, ek dink die Here het op my pad gesit, jy weet, wat my ma so 6 maande terug dood, jy weet, en sy het altyd gesê, ek het altyd gedink die atletiek, en
soveel met jou deurgaan. Ek het nooit besef jou lewe gaan 'n ander pad gaan nie. En dis wonderlik hoe ou se lewe 'n ander pad gaan en wat jy soveel meer waarde kan toevoeg tot mense. En is my baie meer bevredigend. Ek wil eerlik Tia en Hans, is my baie meer bevredigend. Is wat ek nou SA rekord, hy sou tog verbeter word met alle respek. Die ouens wat SA rekord sit en wêreldrekord sit word verbeter. Maar op die einde gaan dit my nie 'n beter mens gemaak het nie, jy weet. So ek is eintlik in 'n baie goeie space om vir mense te kan teruggee en ervarings wat ek geleer het en soos ek sê, ek dink dieselfde met jou ook. Ek brei nou 'n bietjie uit want dit is nogal great om oor te praat met jou. Ek voel Hans het SRK, jy's maar baie dieselfde gewees Hans, jy weet, ek voel jy was 'n skitterende junior, 3008 minute 8 gehardloop. En ek dink baie keer druk ou jouself te hard as senior en die ouens wat ouer is, wat ouer begin deelneem, hulle hou baie langer, jy weet. So ek dink dit is nogal 'n kuns om mooi na atlete te kyk ja, en dis soos ek sê, dis nie 'n verskoning, maar ek het fisies myself gehardloop op 'n baie jong ouderdom, 16, 17, wat 'n ou nie al hierdie spieruithou kon doen nie en dit kon hanteer vir baie lank nie. Maar dit is ek sal die journey wil anders te hê nie ons, ek sal dieselfde wil hê en ek is geseën met soveel goed eintlik, maar is 'n great dat jy vir my vra, maar dis omtrent waar ek in my lewe is, jy weet, en ja, dit is soos dit is. Ja, dankie. Nee, dit was ek weet die vanmiddag die daai liedjie van Leonard Cohen van there's a crack in everything and so the light comes in. Jy weet, en ek dink daai goed wat ons seer maak is die goed wat ons in staat stel om anders te as die gewone ou dalk na die lewe te kyk, jy weet, en ek sien dit hierdie paadjie wat jy loop met jou werk en later dan is jou werk ons eintlik maar net ons lewe, jy weet, en Ja, wat sê jy oor alles? En ek is nou speechless. Ek het baie min mense wat my speechless kry. Maar daar's baie goed wat jy sê wat definitief met my resoneer. Dit is 'n paadjie, is net die Here se paadjie, ons hy besluit waartoe ons gaan. En is wonderlik om te hoor die werk wat jy nou doen. Ek dink wat ek ook gedink het is een ding en Nancy sal seker saamstem. Dit is net fenomenaal hoe ons deur sekere goeders as mens moet gaan sodat ons 'n beter terapeut kan wees. Ek en Nancy het onlangs die gesprek gehad waar sê, hoekom moet ons dan deur dieselfde goed as ons pasiënte gaan? En dit het vir my nogal laat goed voel en toe jy dit sê, want dit beteken ek is op 'n regte pad. Ja, een van die goed wat ek geleer het ook, jy weet, toe ek jonger was, het ek gedink oefening, ek gaan fanaties wees, dis een van die groot lesse wat ek geleer het. Jy moet oefen en jy moet en dis belangrik. Maar toe ek saam met die cricket wêreldbeker span was en ek sien 'n Ivy de Villiers en 'n Faf du Plessis choke en ek sien goed gebeur. Toe kom ek agter in die lewe net so goed, dis hoekom ek glo in paradokse. Ek het net vir Hans gesê, is 'n boek wat ek besig om te skryf oor paradokse, maar paradokse fascineer my, want paradokse gaan eintlik jy met daai balans hê. Jy kan nie net hard werk en hard oefen nie, jy moet ook dit geniet, jy moet ook partykeer let go, en partykeer sê, hey, so as ek my jonger self nou kon raad gee en alles wat ek doen, sou ek baie meer ontspanne gewees het, sou ek het baie meer geniet, het ek partykeer gesê het, man, let go. Is soos 'n koppie tee wat jy drink en jy gaan na die Zen master toe en jy praat met hom, jy vertel hom al die wat jy wil doen en jy wil presteer en jy wil dit doen. En dan gooi nog meer tee vir jou in, want jy praat nou met hom en jy drink saam tee. En dan sê jy nee, my koppie loop oor. Dan sê hy vir jou, you have to empty your cup. Ek het nooit in my lewe altyd geleer om empty my cup nie. En as jy wil presteer in die lewe, presteer praat ek van as jy gelukkig wil wees, as jy die beste wees wat jy kan wees, wat jy ook al doen, die beste mate kan wees. Partykeer maak hy koppie leeg, partykeer ontspan, moenie alles te ernstig opvat nie. Moet alles nie te persoonlik opvat nie. En dis nogal iets wat ek geleer het. En dis seker 'n ou se selfbeeld groei en jy voel goed oor jouself, wie jy is en wat jy doen, jy weet. So ek dink is iets wat ek geleer het om te let go partykeer en less is more partykeer. En dis ons verstaan dit baie keer. Ons westerse kultuur dink harde werk gaan die antwoord vir jou gee. Maar dis nie altyd so nie. As jy kan ontspan, as jy dit kan geniet,
Die baie keer hy balans baie beter. Ja. Ja. En ek dink ook die samelewing natuurlik dat vir jou sal gee rus, nee, want as jy in die korporatiewe wêreld is of jou eie besigheid het, dan wil mense nie vir jou die rus gee nie. En saam met dit is wat jy vroeër gesê het, die verantwoordelikheid, dat jy ook verantwoordelikheid moet neem vir jou koppie leegmaak. En ek dink ons stap nou na die einde se tyd toe. Ek wil net nog een vraag vra. Waar kan mense hierdie boeke van jou in die hande kry? Weet jy wat? Ja, ek het 'n baie klein publisher, so ek beheer my boek maar eintlik, want ek het baie motiveringspraatjies, so ek gee glad nie om my nommer, miskien kan ek my e-mailadres gee, Tia, en Hans as dit reg is, of my, Ja. of Hans as dit reg is Henning, Ja. Henning.Gericke, Henning.Gericke, daai Gericke Gericke, Henning.Gericke en dan die nommer 1 @gmail.com is Henning.Gericke 1 die nommertjie 1 @gmail.com. So ja, die boek is R350, is 'n volle kleurboek en hy ek dink regtig jy 'n ou moet glo in dit wat jy doen. Dit help tog nie jy skryf 'n boek en jy glo nie, en ek glo hierdie is boodskap wat 'n ou kan belê in jou kind, en as jy afrigter is om regtig jou kind 'n kampioen van die lewe te maak. Dis op die einde vir my belangrik. Hoe maak ons champions van die lewe? Dis belangriker as enigiets anderste. Ja, en wie het net gepraat van as jy kon raad gee aan daai jonger self wat 16 of 17 jaar oud was. Jy weet, en ek dink ek wil ook net so miskien die laaste paar minute ook praat oor, jy weet, watse raad kan ons gee vir atlete en afligters en ouers wat nou, jy weet, wat elke dag gaan oefen. En wat party dae is dit nie lekker om te oefen nie, jy weet, en jy gaan deur moeilike tye. Ek weet vir myself, ek probeer op hierdie 58-jarige ouderdom so half effens kompeterend bergfietsry. Jy weet so, en ek weet vir myself, ek moet baie keer my horlosie moet ek afhaal. Ek moet nie kyk hoe vinnig ek ry nie, want dit vat die genot van die rit weg, jy weet. En die ander ding wat ek soos ek ouer geword het, is ek agtergekom, doen goed saam met mense. Om daai ding van, ek bedoel, as ons aan navorsing wat sê, as jy saam met iemand wat goed presteer, net in hulle omgewing is, presteer jy outomaties beter. En as jy saam met negatiewe mense sit, dan presteer jy swakker. Jy weet, en ek dink, ek het net so voor ons begin gesels het gesê, ek onthou hoe ek eendag saam met jou in daai Roberts Bird Park in Pretoria geoefen het, en ek het so min kere saam met ander atlete geoefen, destyds so kompeterend gehardloop het. Weet, en ek snaaks nog, ek onthou dit nou nog, en ons het deur sulke stroompies gehardloop. Jy weet, dit is bamboese en so, dis 'n pragtige omgewing gewees. Jy weet, en ek dink vir myself, jy weet, ek het ook groot geraak met die gedagte van die mense teen wie jy hardloop, jy vermy hulle half om met hulle vriende te wees. Jy weet, en soos ek ouer geword het, ek het gereeld kontak met van die mense saam met wie ek gehardloop het. Jy weet, dis so wat jy nou nog gepraat het van daai verhoudings, jy weet, bou daai verhouding. Jy weet, dis baie meer werd as net jou prestasie. Maar ja, so as iemand nou baan toe gaan of gaan oefen, wat 'n soort van praktiese advies sou jy vir 'n atleet of 'n afrigter of 'n ouer gee? Nou, jy het dit eintlik nou baie goed beskryf, eintlik 'n bietjie daai balans te hê, jy weet, maar ek dink dit is wonderlik om 'n dagboek te hê, want 'n dagboek is amper, en noem dit 'n gratitude dagboek, goed wat jy oor dankbaar kan wees, jy weet, en sommer net in te skryf wat was goed in die oefensessie, en meer is net die oefensessie, miskien 'n motiveringsquote, miskien. Ek dink een van die goed, elke mens word anders te gemotiveer ons. Dit het ek geleer, Os Durant word anders te gemotiveer as 'n White van Niekerk. Ons almal is anders te. Of ek net Viljoen, of wie is ook al wil doen. En jy met jouself leer ken. Ek dink dit is nogal belangrik. Dis vir my die belangrikste, jy weet, en jy met jouself leer ken, wanneer is jy op jou beste? Ek praat nie van prestasie nie, ek praat wanneer jy gelukkig is, wanneer jy, hoe dink jy, hoe voel jy? En wanneer is dit wat jy op jou slegste eintlik amper is, jy weet, as jy nie goed voel nie. En daarom sal ek raad vir mense sê, kyk bietjie wanneer jy gelukkig is. Wat maak jou gelukkig? Wat maak jou gelukkig van die oefening? Wat is dit wat jou ongelukkig maak? En baie keer is daai druk wat jy op jouself sit, jy weet, en atlete is so, hulle is, jy weet, hulle kyk na hulle tye en kyk na dit, en dit moet so wees, want 'n ou moet
wilskrag hê, anders gaan ou nooit by goed uitkom nie. So jy moet hom daai wilskrag hê, maar ek dink ou moet baie keer sommer 'n bietjie ontspan oor jouself. Ek sal amper sê, moet jouself nie te ernstig opvat altyd nie, as ek kan raad gee, jy weet, en te hard op jouself wees partykeer nie, want jy is so geseënd eintlik om te doen wat jy kan doen, en geniet dit nog meer, en op die einde, weet een van die belangrikste eienskappe, dink ek, voor wat my ook suksesvol maak, is die manier hoe jy met mense kan connecte. Jy moet met mense kan, die lewe, jy kan nie geïsoleerd wees nie, jy weet, en as jy met mense, ek het gister bijvoorbeeld met Wessel Bosman sommer gesels, en ek gesels nie baie met atlete in die verlede nie, en ek kan net sommer lekker gesels oor goed, en jy weet, mens moet met mense kan uitreik, jy weet, en jy moet, ek dink ook, miskien die laaste gedagte daaroor, Hans, jy weet, ek dink toe ek op skool was, soos ek sê, en jy ook, ou so fanaties om net daai een ding te doen, laat nou amper iets anders dalk met kan doen, om partykeer net te kan iets in die natuur doen, iets doen wat jou die energie gee, iets doen wat jy daai balans jou gee, anders raak alles so dodelik, en jy gaan presteer, maar op die einde van die dag, mense siege, jy weet, jy moet gelukkig wees, en jy moet, so dis 'n kombinasie goed wat jy moet doen, om bietjie na jouself oor 'n langtermyn te kyk, en daarom hou ek van so 'n gratitude dagboek, want dit laat jou goed voel, dit laat jou dink, yes, wat het ek eintlik in die lewe, en nie wat ek nog meer wil hê nie. Amper so iets, jy weet, ons. Henning, is lekker om na jou te luister, en ek wens ons het nog ure gehad, maar Sia het nou net hier vir my 'n boodskap gestuur om te sê, die tyd raak min, en ja, luisteraars, Henning Gericke, as jy nie die e-posadres onthou nie, Google dit net, jy sal by sy website uitkom, as jy nog van sy boeke wil bestel, maar baie dankie, en ek dink, Sia, wat gaan jy onthou van vanaand se gesprek? Sjoe, dat is so baie wat ek wil onthou. Dat is so baie wat ek wil onthou. Ons het gepraat van veerkragtigheid. Ek hou van wat jy gesê het van die positive pressure. Ek dink ek is nou onder druk, en nou kan ek nie alles sê aan die tyd van my nog. Soveel moeite notas hier gemaak, maar ek hou ook van 'n nuwe definisie van sukses. Dit is een van die goed wat ek wil onthou. Ek wil miskien net daar vir jou sê, ek kry myself baie, dis 'n tegniek wat ek aangeleer het, net vinnig dit te sê, ons wat ek weet ons tyd loop uit, en Theo, jy weet, ons praat van 'n blue head space en 'n red head space. As jy in 'n red head space is, dan worry jy en is gestres. As jy 'n blue head space is, kry altyd in 'n blue head space wat jy jou mind is kalm, jy geniet wat jy doen. So as 'n ou jou altyd kry, kan ek myself in 'n blue head, en as jy in 'n red head space kry, met die erns 'n trigger vir jou sê, dis nie waar ek moet wees nie, want ek is nie op my bes as ek daar is nie. Dis nogal een ding wat ou kan nogal altyd kan onthou om te. Ek het nou gedog jy gaan vir my sê die Victoria Baai song, want ek weet nie of hy is gespeel is nie. Ek hoor Hans, daai song is nie eens gespeel nie. Ek hoop mense kon hom na hom luister. Hy is gespeel, ons het jou net nie dat luister daarna nie, want net van jy te ver weg in die verlede. Ja, ag luisteraars, ons gaan uitspeel met Neem my op vlerke van Annelie van Rooyen. Henning, jy het wou iets dalk gesê oor daai liedjie. Weet jy, Annelie ek was 1978 matriek, so jy kan uitmerk hoe oud ek is. Ek voel nog reg en jonk en aan go ons, en Thea en almal, maar sy was saam met my matriek gewees, jy weet, en as ek nou dink, Annelie was Spiesgooi, sy Spiesgooi SA's toe gegaan, baie goed geswem ook, maar sy was anders as ons gewees op skool, amper te volwasse vir ons, jy weet, en goed gesing het in daai jare, jy weet, ek hou van Cat Stevens en die Moody Blues, en Neil Diamond, en Leonard Cohen, en Bob Dylan, al daai musiek, en Annelie van Rooyen het ook toe begin sing, dink ek, ag nee, jy's Annelie van Rooyen, sy was saam met matriek, maar ouer ek geword het, ons het weer reunie nou, ek dink is 46 jaar nou, September, het ek Annelie se musiek so gewaardeer eintlik, en besef ek, yes, dit is so great eintlik, en toe het ek maar net gedink, jy weet, mense het baie keer persepsies oor mense, Hans, persepsies, dat hierdie ou is nie mentally tough nie, of hierdie ou, mense het baie vorm met, so, ons almal is skuldig aan, ons vorm baie persepsies oor mense, baie vinnig, sonder dat ons weet wat hulle omstandighede is, en Annelie van Rooyen, dis vir my great om te kan sê, sy saam met my matriek, ek het vir my 'n
plaat oor, ek versamel weer plate, so ek is op plate nou, en ek luister Annie van Rooyen musiek, en ek luister Afrikaanse musiek, en ja, so Annie van Rooyen, dis hoekom, wel jy het eintlik vir my gesê, ek met 2 Afrikaanse songs, het ek maar hierdie song neem my op vlerke, jy weet, en dis nog wel 'n great song, wat ek iets van my as mens ook sê, om te kan sê, hey, jy moet waag, jy moet vlieg, moenie jouself beperk in die lewe nie, want jy soveel meer, en ons almal, as soveel meer in jou is wat jy baie keer dink, en jou gedagtes hou jou terug, dat jy nie groter kan dink nie, en neem op my vlerke is miskien so ietsie daaroor, dink bietjie groter in die lewe. Dankie, en dankie dat jy jou hart met ons kom deel het, en voorspoed luisteraars, lekker week.